Okay julle, vandag gaan ons nou gou 'n bietjie fokus op iets wat baie keer 'n teersaakie is vir party mense. En dit is nou, soos party mense dit nou sal noem, hulle dierekinders. Nou die dierekinders is die wat nou nie verstaan nie, dit is nou mense met troeteldiere, honde, katte, hoe ook al jy dan nou het. Nou ek het al 'n hele paar keer mense gehad wat die vraag vir my gevra het, okay, maar wat nou van my klein hondjie, jy weet, hy is soos deel van die familie, hoe gaan ons nou maak met hom? En my antwoord bly altyd dieselfde. Ek het nie 'n probleem met enige troeteldier of wat ook al wat jy dalk nou argumentsonthaalwe saambring, as jy byvoorbeeld onttrek of wat ook al jy dan nou besluit om te doen. Wat ek vir jou wel gaan vertel is wat ons gedoen het en besluit het om na te kyk en wat ons situasie vir ons vergemaklik het. So toe ons heel eerste gekyk het na die onttrekking en sulke goed, was dit moeilik vir ons om te besluit hoe gaan ons maak met ons diere, want daar's 'n paar aspekte wat opkom. Ek wil byvoorbeeld nie my diere los in die hand van die oormag wat dalk voor ons gaan staan nie. Dis nie vir my die moeite werd nie. So toe het ons besluit ons gaan as ons dalk nou moet in 'n anargie situasie sit, is daar jy weet 'n paar praktiese oorwegings wat jy in ag moet neem. Die een is as jy nou weer kyk na die bug-in situasie, die probleem wat jy dan sit met honde, tensy dit 'n geleerde, goed opgeleide hond is, wat jy byvoorbeeld kan sê hou op blaf en hou op blaf. Jy weet, kan ek nie sien hoe gaan jy regkom met jou troeteldier daar nie, want hy gaan waarskynlik op die einde van die dag jou posisie weggee. So dit maak dit moeilik. Want onthou nou, as jy praat van anargie, praat jy van geweerskote en geraas en jy weet, so hy gaan basies maar doen wat hy altyd doen, en hy of sy gaan blaf en te kere gaan, en dit mag opeindig laat jy, soos ek sê, wat jou posisie op die einde van die dag weggegee word. So, nou is daar 'n paar aspekte wat jy kan in ag neem met dit en hanteer. Onthou nou mense, hierdie is net voorstelle, ek sê nie jy moet enige iets van dit volg nie. Gaan doen jou navorsing en kyk daarna. Maar een van die goeders wat jy gaan moet doen, kom ons sê jy kyk na 'n bug-in situasie, gaan jy moet iets soos kalmeerpille moet kry vir jou hond, of jou wat ook al troeteldier jy dan nou het, vir die eenvoudige rede dat as daar hierdie malligheid nou aan die gang is, meeste mense sal nou weet as hulle byvoorbeeld klappers skiet, met een of ander feesgety of wat ook al, dan eindig dit op waar jy goed kan kry wat die jy weet die dier nou half rustig maak, eintlik half maar slaperig op die einde van die dag, en dit help dan nou om te keer dat jy nie 'n situasie sit waar die hond of die kat of wat ook al nou hysteries raak oor die klanke en goeters wat daarmee gepaard gaan nie. So hou dit in gedagte, dis iets waarna jy kan kyk. Wat ons byvoorbeeld gedoen het, of die besluit wat ons op die einde op neergekom het, is as ons moet onttrek byvoorbeeld. Onttrekking is nou weer 'n hele ander scenario waarmee jy sit. Nou kom ons sê jy wil onttrek. Nou die een van twee keuses. Of as jy besluit jy vat jou troeteldiere saam, as jy by mense is, moet hulle obviously weer daarvan. Moet dit nie wegsteek vir hulle nie, want dit kan groot probleme veroorsaak, en voordat jy nou nog met moeilikheid sit, het jy nou al klaar drama gemaak in die hele bestel waarmee jy probeer werk. So, ek sal voorstel dat as jy wel besluit om jou troeteldiere saam te neem, maak seker dat die mense wat saam met jou gaan dit weet, eerstens. Tweedens, die plek waarby ons is, het ek, soos ek sê, het ek nie soseer 'n probleem met die troeteldiere self nie.
Maar jy moet een ding baie mooi verstaan, daai troeteldier is jou verantwoordelikheid. So as hy in 'n scenario is waar ons posisie gaan weggee, of hy gaan opeindig waar hy dalk argument wat al was sê nou maar 'n kind gaan byt of een of ander so iets, kan ek jou nou sê, sonder dat daar te veel drama gaan wees, gaan iemand jou hond vir jou sommer klaar uitsort sonder dat jy eers weet. So dis belangrik dat jy dan nou daai dissipline het om jou hond eerstens opleiding te gee as jy kan. En as jy obviously nou nie dit kan doen nie, sorg maar dat jy ietsie het soos 'n kalmeerpilletjie of so iets, net om jou hond rustig te hou, veral as dit moeilike goeters raak. En as jy regtig nou 'n moeilike hond het wat kinders en sulke goed gaan byt, kan ek nou maar vir jou sê dit gaan nie werk nie. Jy gaan jouself net deur baie trauma en drama sit. Met dit nou bygesê, ek is baie lief vir diere. Ek het self 5 honde. So ek sal nie voorstel jy gaan sit nou al die honde uit nie. Maar iets wat ons byvoorbeeld gehad het as 'n backup by ons was, ons het by die veearts die goed gekry wat hulle honde mee uitsit. En dit was maar een van ons goedjies waarna ons sou gekyk het. So as ons nie 'n keuse gehad het nie, dan sou ons op die einde van die dag ons honde dan nou uitgesit het self. Ons vat verantwoordelikheid en ons doen dit ook self. Ek is teen die aspek om jou hond net los te laat en dat hy buite kan rondtol, want ek dink hy gaan tog maar in die slag bly en heel waarskynlik baie wreder doodgaan as wat dit noodwendig nodig is. Die manne wat nou bietjie rower is en sovoorts, jy weet as jy 'n vuurwapen het, dis maar waarna jy gaan moet kyk. Maar weer 'n keer mense, ek sê nie nou jy moet jou troeteldier gaan uitsit nie, asseblief moenie dit doen nie. Soos ek sê, ek is self baie lief vir troeteldiere. Maar in dieselfde asem, mens moet ook die realiteite verstaan van die situasie waarmee jy sit. So ek sal voorstel, maak net seker dat jy wel weet as jy jou troeteldier saambring, dat jy ook vir hom moet voorberei, kos, water, al daai tipe goed. Onthou net, dit is redelik eenvoudig, in 'n onttrekkingsscenario, gaan die honde sal kry wat oorbly. Hulle gaan nie voorsien word voor nie, as dit sin maak wat ek sê. So dit is ook 'n konsep wat baie mooi verstaan. So as jy dan voel jy wil jou diere saambring, maak dan wel seker dat jy wel vir hulle, soos ek sê, voedsel ook voorberei, en waar jy dan nou 'n redelike goeie gedissiplineerde hond het. Ek voel daai diere sal ook 'n funksie hê op die einde van die dag. Jy weet, ons gaan nie in stede sit noodwendig nie as ons onttrek. Ons gaan waarskynlik meer na landelike areas toe gaan. So daar's goed wat slange, rotte en sulke goed wat ook 'n rol speel. Wat beteken jy het maar die hondjies nodig vir hierdie verskillende goed. So dis belangrik om ook nie net in een rigting daarna te kyk nie. Is belangrik om te verstaan dat alles in die lewe en in natuur het sy doel en sy rol. So as ek sê, neem net wel verantwoordelikheid om te besef, as jy hier aankom met jou hondjie, of jou hond, of wat ook al, laat jy hom eerstens kan beheer, laat hy redelik gedissiplineerd is, en laat as hy potensieel dalk moeilikheid kan maak, laat jy dan nou wel 'n kalmeerpilletjie of ietsie vir hom het. Dit is die belangrikste vir my. So neem dit maar aan ag, en soos ek sê, laat weet ten minste maar net die mense, soos ek sê, as jy in 'n onttrekkingsscenario is, jy weet, laat jy wel die dier gaan saambring. Neem maar kennis, laat daar, ek weet van die groepe, byvoorbeeld gaan kwarantyne goeders in plek hê, en dit gaan nou maar ook oor meerendeels die eetdiere, as 'n mens dit so kan stel, want dit help nou nie, jy bring een of ander parakiet hiernatoe, wat dalk vir die hoenders kan voelgriep gee nie. Dis nou 'n voorbeeld, dis nou nie noodwendig wat sal gebeur nie, maar dit gee maar net 'n voorbeeld van die idee daarvan. So daai dier gaan ook vir 'n ruk in kwarantyne moet wees, om te sorg dat hy nou nie die voedselbron besmet op die einde van die dag nie. So ja, mense, dis maar 'n paar goedjies ook om in ag te neem.
Baie mense wil nie daaraan dink nie, baie mense wil dit ook nie in ag neem nie, maar dit is maar tog 'n belangrike aspek, want ek weet daar is baie mense wat hulle hondekinders het en hulle katkinders en so. So ja, maar ek glo ook daai diere het 'n rol vorentoe en dis hoekom hulle ook op aarde is en die Vader hulle hier vir ons gesit het. So ja, dit is my opinie daaroor. Okay julle,